Ek is tans besig met 'n skildery waarmee ek so bietjie sukkel. En die rede waarom ek met hierdie skildery sukkel is omdat ek die heeltyd aanhou om met die agtergrond te peter. 'n Skildery is ongelukkig nie soos ander projekte in die sin dat jy weet wanneer jy nou klaar is nie. Maar jy as kunstenaar moet self besluit wanneer jy gaan ophou verf. En as 'n mens te veel detail in die agtergrond sit, dan begin jou subjek, jou fokuspunt eintlik nie meer in kontras staan met jou agtergrond nie. Dit beteken dat jou skildery plat word. As jy nie besig is met iets soos 'n landskap nie, dan moet jy 'n duidelike fokuspunt hê waarop jy jou aandag gaan vestig. As jy dit nie doen nie, dan doen die agtergrond nie meer dit wat hy veronderstel is om te doen nie. En dit is om jou fokus te dra of te ondersteun nie. En ek dink in die lewe doen ons dit baie keer ook. Ons verloor perspektief. Ons lewens word oppervlakkig en plat. Waarom? Omdat ons so fokus op die agtergronddinge, dat ons heeltemal perspektief verloor. Ons werk, ons materiële besittings, ons prestasies word die belangrikste. Ons sit detail en aandag daarin, en ons dwing dit ook op ons kinders af. Hulle moet oefen vir sport, sodat hulle die naweek kan presteer. Hulle moet oefen vir die kultuur. Hulle moet seker maak dat hulle leer vir die eksamens, sodat hulle onderskeidings kan kry, universiteitstoelatings kan kry. En dan voeg ons ewe vroom by, hulle moet onthou om ook die lewe te geniet en te ontspan. Wanneer? Ek dink dis dan wanneer ons agtergrond so belangrik word, dat ons onsself so dun saai, so eil saai, dat ons lewens absoluut perspektiefloos daarna uitsien. Dit lyk soos 'n inkleurprent van 'n 4-jarige, baie kleurvol, maar plat. Wag, fokus. Hoor wat sê Jesus vir Martha wanneer sy so rondskarrel om alles klaar te kry en voor te berei vir haar gaste. En sy sê dan vir Jesus, "U moet met my suster raas, want my suster sit by u voete, terwyl ek al die werk moet doen." En die vreemde is, Jesus raas nie met Maria nie, maar hy praat met Martha en sê vir haar, "Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie." Doen dan die moeite. Gaan sit by die esel van jou lewe. En gaan kyk na dit waaroor jou skildery veronderstel is om te gaan. Jou verwysingsprentjie. Want daardie verwysingsprentjie duik eintlik oral in ons lewens op. Daar waar ons vir mekaar omgee. Daar waar ons in ons gesin om die tafel sit en eet. Daar waar ons alleen is in die natuur. Daar sien jy sy gesig. Begin dan. En vat die fyn kwassie. Sit donker en lig in jou kunswerk. Want jy het dit nodig. Sit 'n vonkel in die oog. Verf 'n plooi op 'n wang. En dan sal jou lewe ook dalk die diepte kry, wat jy so na smag. Kom ons gaan luister nou na die gedig. Die spatsels teen my mure getuig van die ure se desperate pogings om my twyfel weg te verf. Is ek kunstenaar genoeg? Die modder op my palet van te veel kleure en probere is die bewyse van my pogings om my agtergrond te red. Die agtergrond wil nie klaar nie. Nee, dis nie waar nie.
Ek wil die agtergrond nie agterlaat nie, want sê nou hiervoor is ek te vlak. Oppervlakkig, oordadig, kunsmatig. Platgeslaan, bring ek kwasale aan. Sonder veel hoop om diepte te vind, daar kry dimensie my. My fokus verskuif en ek staan terug. Op 'n afstand kom daar perspektief. As die skadu's langsaam sin maak, 'n vinger word wat aanraak.